hier by die Witkruis monument vandag, hier in die noorde in die Limpopo provinsie, as 'n aksie van Lex Libertas waar by 'n klomp mense aangesluit het om die kruise en of die hele terrein eintlik bietjie op te knap. Dit sluit in dat ons die kruise wat geroes het, afskuur en oorverf, dat ons die kruise wat omgeval het weer inkap en dat ons die gras bietjie versorg en net oor die algemeen die terrein so bietjie opknap. Ons het besluit om vandag die kruise wat name op het en wat geroes is te los, omdat ons nie daai roes wil afskuur en dan nou die kruise met die name eintlik verloor nie. So mense kan by 'n volgende geleentheid daai opknapping doen, maar hier's baie kruise wat weer netjies geplant kan word, wat ons dan nou inderdaad gedoen het vandag, of wat net weer mooi gemaak kan word, oorgeverf kan word ensovoorts. En dit is natuurlik deel van die Witkruis projek of die White Cross Project wat ons vroeër vanjaar aangekondig het. En die doel is natuurlik om dit wat ons hier sien in 'n sekere sin te gaan repliseer of 'n nuwe weergawe daarvan in Washington DC te gaan oprig. En ons het klaar die toestemming om dit te doen. Ons het al die nodige verifikasie en alles op skrif. Ons het selfs toestemming gekry of terugvoer gekry vanaf die White House, die Withuis in Amerika, dat hulle ons petisie en ons memorandum sal ontvang. En nou is die vraag natuurlik, waarom doen ons dit? Wel, na die vergadering tussen president Trump en president Ramaphosa verlede jaar in die Withuis self, waar plaasmoorde en haatspraak en die soort goed geopper is, was daar eintlik 'n koor van stemme, veral in die media in Suid-Afrika en in die VSA, wat beweer dat mense oordryf, dat plaasmoorde nie regtig so groot probleem is nie, dat die rassewette in Suid-Afrika nie regtig so erg is nie, dat onteiening sonder vergoeding nie regtig 'n bedreiging is vir eiendomsreg nie, dat haatspraak, hierdie kill the boer, kill the farmer en hierdie soort uitsprake eintlik maar net simbolies is of metafories is, of dat dit eintlik maar net die struggle herdenk en dat die mense wat hulle kommer hieroor uitspreek eintlik oordryf en eintlik maar moet stil bly, is maar waarop dit neerkom. En die doel van die Witkruis projek wat ons nou na Washington neem, is om die krisis onignoreerbaar te maak. Dit gaan nie bloot daaroor dat ons net wil praat oor die krisis nie. Baie mense praat oor die krisis. Dit is belangrik vir ons om steenwerwing te doen en in die eerste plek bewusmaking te doen in die VSA en daai bewusmaking dan te omskep in steenwerwing, sodat ons daai energie wat 'n mens losmaak met 'n aksie soos hierdie in Washington en die konferensie wat ons saam met die aksie gaan aanbied, dat ons daardie energie kan kanaliseer na steun vir praktiese oplossings. Ons weet die laaste tyd het baie mense gepraat oor vlugtelingstatus en ons weet daar's mense wat dit opneem, mense wat die land verlaat en daar's mense wat goeie rede het om dit te doen en as mense dit wil doen dan respekteer ons dit natuurlik. Maar baie van ons wil graag hier bly en baie van ons wil graag oplossings vind. En dit is vir ons belangrik om oplossings te kry en oplossings op die tafel te sit oor wat gedoen kan word om die krisis hier aan te spreek. En dit is waarom ons hierdie aksie van stapel gestuur het, om grootskaalse bewusmaking te doen op 'n internasionale vlak wat nie geïgnoreer kan word nie en dan steun te kry vir oplossings hier. Ons is baie dankbaar vir almal wat hierdie projek so ver geondersteun het. Dit is 'n baie duur projek om uit te voer, om die kruise te maak in die VSA, om dit daarin te kap, natuurlik die reiskoste, want ons wil onder andere slagoffers van plaasaanvalle saam met ons vat, laat hulle storie daar gaan vertel en deskundiges wat gaan vertel wat aangaan ensovoorts. En daarom het ons natuurlik hierdie kruisborgskap projek begin waardeur mense 'n kruis kan borg. En ons wil dankie sê vir almal wat dit al gedoen het en ek wil jou aanmoedig as jy nog nie 'n kruis geborg het nie, doen dit asseblief. Dit is die ekwivalent van R280. As jy meer as een kruis kan borg, doen dit asseblief, maar dan ook baie belangrik die petisie. So ons het reeds bevestiging gekry vanaf die White House dat hulle die petisie gaan in ontvangs neem. Dis nie sommer net nog 'n petisie nie, daar's baie sake daar buite, daar's baie veldtogte daar buite en daar's baie petisies daar buite en ons weet mense is al so 'n bietjie petisiefoos in 'n sekere sin. Maar hierdie is letterlik 'n petisie wat aan die White House, aan die Amerikaanse regering oorhandig gaan word. Ons is reeds in gesprek met hulle daaroor. Ons is al vir 'n tyd lank, hulle is reeds in afwagting vir hierdie geleentheid en daarom het ons almal nodig om hierdie petisie te steun. Ons kan nie daar aankom met 'n petisie met 20.000 name op nie. Ons moet ten minste 100.000 name kry, want 'n petisie is natuurlik 'n manier om te wys dat hierdie 'n ernstige probleem is en dat daar groot steun is vir die oplossings wat ons op die tafel sit, dat daar groot steun is vir ons standpunt dat ons oplossings moet kry hier in Suid-Afrika. So ek wil jou aanmoedig, as jy 'n kruis kan borg, doen dit asseblief. As jy 'n skenking kan maak, doen dit asseblief, dat ons hierdie projek kan uitvoer. Maar ek wil almal aanmoedig
want dit kos niks om die petisie te teken. So teken die petisie op die skakel wat ons sal deel en moedig asseblief jou mense aan, jou vriende, jou familie, jou kollegas om hierdie petisie ook te teken, want daardeur glo ons sal werklik 'n verskil maak.